Okay. Dankie Jacques. Ek is Wilma Berry van Worcester oorspronklik, maar tans werksaam in Kuilsrivier by die onderwysdepartement. Jacques, dit is vir jou. Dit is my eerste bundel wat ek uitgegee het, dis 2009. Fantasties. Sy naam is 40 Dankies. Dis 'n oulike naam, baie oulike naam. En natuurlik wonder almal dadelik, wat's die 40 vir? Ja, nee, die 40 was omdat ek 40 geword het en ek het gedink, wat manier gaan ek vir almal dankie sê in my lewe, in my menswording. En ek wou nie een groot pad uit jou nie, want er is te veel mense wat ek moet nooi. En het was nie die familie wat deelname gehad het in my opgroei en die opbring van my lewe nie. Dit was ook mense in die publiek, die gemeenskap, en mense wat ek glad nie eers ken nie. Ja. En ek het gedink op die manier wil ek vir almal dankie sê en ek het besluit om die boek 40 dankies te noem. So in die boek self het ek die mense se name genoem wat 'n daadwerklike impak op my lewe gehad het. Ag, dit is waaroor die fantasties. boek gaan. Baie dankie. Ek gaan iets wil net lees iets kyk kyk. vir. Net so. Want kyk na die agtergrond, dis ek moet al die ouens in ag neem, dis beter so. Okay. Ek nou lees of wat? Kom ons doen dit nou, ja. Ek gaan iets lees uit 40 dankies uit voor ek oor die ongepubliseerde gedigte gaan lees vir jou. Die eerste gedig wat ek graag wil lees is, ek noem dit my erfenis. Die rede hoekom erfenis is omdat ek voel my agtergrond en my herkoms is baie belangrik. En baie van ons deesdae vergeet van waar ons kom of ons is nie trots daarop nie. En ek is opreg trots om hier te kan wees in die mens wat ek is. En dit alleenlik kan ek sê is die my voorouers. En dit is iets wat ons graag nie wil weet nie. Ons wil dit vermy of ons is beskaam oor. En dis die gedig wat ek saamgestel het. Ek gaan dit nou lees. My erfenis, my herkoms, my voorvaders, my kultuur, my taal Afrikaans, my bloedlyn, Java slaaf, Khoisan, Griekwa, Duits en Engels. Bewaar ons geskiedenis, bewaar ons die lewende, leer ons kinders. Vertel hulle die stories, soos oupa dit sou doen, soos ons dit nog kan onthou. Herleef elke oomblik met trots en vuur. Jou herkoms, jou verlede, jou hede, jou toekoms. Niemand kan dit ons sê, niemand kan dit ontneem, want jy is draer van diegene geslag tot geslag, my erfenis. So, en dan het ek 'n foto van my pa en my ma en my twee boeties by dit. So as jy die boekie nagaan, sal jy Draai ons nog gou, omdat ons net gou sien. Ag, pragtig dat ek net gou so 'n bietjie inzoom daarson. Ag, is dit nie pragtig nie. So dis nou jou pa en jou ma my pa, my ma en my oudste broer en my jongste broer. Ons is 3 kinders. Ag, dis pragtig. Baie dankie. Okay. Dan wil ek nog 'n gediggie lees. Dis 'n gedig wat ek vir my tante geskryf het. Sy was 'n ou jong nooi soos almal sal ken in Afrikaans. Sy het nie getrou nie. Sy het haar lewe opgeoffer vir die familie. Destyds moes die oudstes altyd gaan werk het, sodat die jongstes kan gaan leer. En dit was sy gewees. Sy het nie 'n man gehad nie, sy het die kinders gehad nie, want sy het dit opgeoffer het om te kom werk vir haar broers en susters. Maar ons familiekinders was almal haar kinders gewees. En sy was 'n verpleegkundige by City Hospitaal destyds, soos ons dit al ken in Kaapstad. Daarna het sy Woester toe getrek en toe gewerk by Welskoof Hospitaal, waarna sy ook dan afgetrede en dan gesterf het. En die gedig het ek vir haar opgedraai. Ek wil graag dit lees vir jou. Genadebrood. Sy het haar jonkheid opgeoffer om hul te leer. Haar geluk het sy verstoot vir jare van innerlike alleenwees. Die Kaapse chocolates en lekkers, beddegoed en baie klere tuisgebring vir hulle. Nou is almal geleerd, begeesterd en bewus van materiale status, bewind. Vergeet die dae van sorge en foltering van bekommernisse. Gestap vanaf Distrik 6 tot Adelistraat, die bus gekry tot en met City Hospitaal. Geswieg, gesweet, gedrafstap vir elke penning. Geen kroos om na terug te gaan, want hulsin was by haar beskore. Nog gevra, verwag tot vervelens, self die klippies vir die graf, weer eens leeggesteel of wind verwaai, soos gewoonlik. Donk tog
vir jouself. Steek jou hand in eie boesem en koop dit self. Neem verantwoording vir die keer, want genadebroodtyd is straks verby. Mooi. Die aardse rykdom wat jy opgehaal het, sal net agterbly vir die maaste jaar. Myne het ons saam opgeëet, opgeleef, wat soek julle dus meer? Naak het ek gekom, naak sal ek gaan. Spaar my nou die verdriet, want heel sal seker vergaan. Wees nie beswaar daarvoor, het ek ten minste gesorg, vroegdag, lank geleer, sonder om te memoreer. Genadebrood is lankal klaar saam gebruik en opgeëet. Gebruik nou jou kennis en onderskei die goed van die kwaad. Dis my tanke. Dit is geneem in Adeliestraat toe sy af was en eendag inkopies gaan doen het. Wat was haar naam? Maria Hendrika. Baie mooi. Nou wil ek graag oorgaan na die gedigte vir die voorlesing wat jy gevra het. Een is gepubliseer, so gaan die een lees en die ander is mos nou hier. Okay. Ek weet nie of jy bewus is van 1985 hè? Jammer. Ons met die groot mars. Dit het plaasgevind toe al die studente was in die groot boykot soos ons het genoem. Hulle was deel van die UDF kids geweest en hulle het besluit om 'n optog te reël. Maar die optog het nie so goed soos ons sal sê uitgedraai in Afrikaans. So ek het dit geskryf vir al my medestudente wat saam met my in daai tyd in Standaard 9 was. Die groot mars. Die jaar 1985, bekend as die jaar van bloedsweet. Opoffering, letsels nog te bespeer. Die gevolge tot die nageslag. Dit was onherroepelik, ongetwyfeld, noodlottig. Vir diegene nauwelijks hartstogtelik betrokke. Ontnigtering soms te groot vir stryd teen geel panserwaans en die klippige reën. Vanaf binne na buitekant weergalm die telstemme 1, 2, 3 vir elke klip wat val. Die aandklok lui en die strate is donker. Hoekwinkels gesluit, dit is nog nie eens 8 uur. Almal by hul huise, terwyl brandende motorbandversperrings die pad verlig vir die uittartende 44 vryheidsvegters. 3 groepe vanuit die ooste, weste en suide kom byeen tot by die noorde. Rubberkoels, gewondes, voortvlugtendes vanuit begrafnisplaasroutes teruggeval tot elkeen se oord. Ja, die blok was benoud. Die 4 vreters het vasgeval by Sonja en saamgehoes in Woesterdronk. Blok beteken 'n situasie en omstandighede onhanteerbaar. So die gedig het ek opgedra aan al die studente van 1985 wat in daai optog deelname gehad het. Want toe dit afkom, het niemand verwag wat gaan gebeur nie, want hulle het beplan en gemeen dit sal werk. Maar op die uiteinde het almal seer gekry en dit was net een nare voorgeval wat nie maklik vergeet sal word nie. So en as ek so raai, so ek sê van ek was nou nie intiem daarby van ek was ook nie in die Kaap daai tyd nie. Dat dit het nog lank. Ja, nee, daar is baie gevoelens, letsels, daar is baie gevoelens van baie van daai studente. Ek het ook self gedig daaroor geskryf. Daarvan niks geword. Hulle het soveel opgeoffer. Hulle het saam vergadering gehou, hulle het saam gehardloop. Hulle het saam weggekruip vir die polisie. Maar vandag al die opoffering wat hulle gedoen het. Dit beteken absoluut. Ja, ons het ons vryheid. Maar wat 'n vryheid het hulle? Wat het hulle gekry vir al die opoffering wat hulle gedoen het om te kan deel wees aan 'n vryheidsvegter of om deelname te hê aan dit wat ons nou het. So by op die oomblik het ek eintlik soort van
'n tweespalk gedagte of 'n gevoel dat ek is baie teleurgesteld in sekere dinge. Tog baie is ek ook bevredig en bly vir baie dinge wat gebeur het. Maar as ons regtig moet kyk oor hoeveel mense bevoordeel word en hoeveel mense benadeel is deur dit wat gebeur het, sal 'n mens moet begin wonder, is ons regtig vry? Ja, dis Is die nie sekere mense regtig die vryheid wat hulle ja. sien. Daar's ook een gedeelte wat ek onlangs graag wil hê jy moet opneem, wat my baie seer gemaak het is. Baie mense besef nie waarvan ons kom nie. En daar was 'n hele tydperk 'n groot gissing oor waarvan kom die kleerlinge. Die voorval wat plaasgevind het, was in die bank geweest. Ek het in die bank gestaan aan die lyn van navraag. En 2 studente het agter my gestaan, 2 swart studente. Aangename jong manne, en aantreklik ook. En ek wil hulle lag en hulle gesels en hulle vra toe, I wonder where, why is there so many colors in Cape Town? And I was like, who is this guy talking to now? And then I ignored him, and then the one was like tapping on my shoulder, I'm talking to you. And ek sê excuse, because he's not talking English and I'm Afrikaans. And I just decided, I'm talking Afrikaans and you can talk your English. I said, praat jy met my? I said, yes, I'm speaking to you, but he could understand me. So I was like, you understand me, but why are you talking English? And then he was like saying, why is there so many colors in Cape Town? En ek sê, excuse my, ek dink, jy moet dit vir Jan van Riebeeck gaan vra. En al die manne wat saam met hom gekom het. Want hulle kon glad nie hulle oë afhou van al die pragtige Khoisan, strandlopers en Bosman vroue wat in die Kaap was. So vraag kan jy nou nie van my vra nie. En voor my het 'n blanke man gestaan en hy het bloedrooi geraak. En ek sê, wat 'n vermetelheid van so te sê, hoe sal jy voel as ek vir jou vra, waar kom al die swart mense vandaan? En inderdaad, ons is van die Kaap. En ek is seker jy is daarvan, waar